So, baie welkom vandag hier by ons. En julle ook wat nou die video gaan kyk, en mag julle ook vandag saam met ons die seën van die Here ervaar ook in die woord wat hy vandag vir ons hy het my ook persoonlik aangeraak en daarom wil ek met julle deel. Maar voor ons verder gaan, kom ons sit net so, dan raak ons stil. Hemelse Vader, baie dankie dat ons maar net in hierdie oomblikke U naam mag aanroep. Here, U ken die versigtiging van ons hart. Here, U ken die stryd waardeur ons so daagliks gaan. Here, veral as ek in hierdie oomblikke dink aan die susters, Here, die wat moet reg staan en opstaan en gereed wees en moet stry en moet beklei elke dag, Here, en so dikwels ondankbare werk doen. En Here, daarom is dit ons voorreg om voor U te buig. So vra Here dat U ook in hierdie oomblik, in hierdie dag, deur die Heilige Gees saam met ons sal wees. Elke persoon wat hierdie boodskap sal kyk, ons wat hier is, Here, ons luister, leer ons. Amen. Ons lees 'n paar verse daar uit, Psalm 119 uit, kosbare stukkie of kosbare psalm, natuurlik met soveel mooi teologiese leringe in, maar in besonder, ek dink omdat ons nou met ons tema die binnekamer van gebed, en ons gaan aan, ons het begin gepraat hierdie stryd wat ons dikwels in gebed het, en ek wil amper sê wat ons moet hê. Weer eens daai aanhaling van Gerard ter Stegen, The Love of Christ is my prayer book. En ek wil nou lees daar van vers 25 af tot en met vers 32, Psalm 119, my siel kleef aan die stof. Maak my lewend na U woord. My wee het ek vertel, en U het my verhoor, leer my U insettinge. Laat my die weg van U bevele verstaan, dat ek U wonders kan oordink. My siel drup weg van kommer, rig my op na U woord. Verwyder van my die weg van leuns, en verleen my genadiglik U wet. Ek het die weg van die waarheid verkies, U verordeninge het ek voor my gestel. Ek kleef U getuienisse aan, o Here, maak my nie beskaamd. Ek sal op die weg van U gebooie wandel, want U verruim my hart. Dis so kosbaar as ons dink aan die stryd wat daar vir ons as kinders van die Here in gebed is. En baie keer dink ons aan ons eie lewe, en ons dink aan al ons omstandighede, maar ons hoef nie eintlik verder as die skrif te gaan om te sien dat daar 'n stryd, dat daar lyding, dat daar sweet en trane in gebed moet wees nie. Hoor hoe mooi sê daar wel die ek wil nou nie sê Dawid nie, maar die outeur van hierdie psalm sê dan vers 25, maak my lewend na U woord. Hy soek na die Here, hy smeek na die Here. Vers 26, leer my U insettinge. Vers 27, laat my die weg van U bevele verstaan, dat ek U wonders kan oordink. Dink maar net daar in Jesaja 64, vers 7 sê die evangelis, profeet Jesaja, hy sê, en daar was niemand wat U naam aangeroep het, wat hom beywer het om U aan te kleef nie. Omdat om dit te doen, het 'n vereiste gehad, het iets nodig gehad,
en die mense wou dit nie doen nie, die volk van die Here wou dit nie doen nie. En nou kom die vraag wat ons vir onsself moet vra wanneer dit kom by hierdie gedagte van om te ywer, om te stoei in gebed. Weet ons werklik wat dit beteken? Het ons al gesweet in gebed? Het ons al gestoei? Is ons al gepynig in ons binnekamer? Miskien om nou te fokus op die stoei en die pynig en die sweet en al daai goed. Dis nie regtig nou op hierdie stadium van belang nie, maar die vraag is, was ons al daar? En nou moet ou kyk na hoekom ons hierdie geweldige stryd in ons gebed het, in ons binnekamer, en dis 'n baie praktiese ding. Rigters 5:11 lees ons van weer die stem van die boogskutters tussen die drinkplekke. Hoe kosbaar. Daar waar daar water moes wees, daar waar daar verkoking moet wees, hoor jy die geruis van die boogskutter van die vyand. En daar waar daar vir jou kalmte moet wees, daar in jou binnekamer, nê, is jou gedagtes besig met allerlei goed, allerlei gedagtes en allerlei dinge wat jy moet deurgaan, nê? Die geruis van die boogskutter, die geruis van die vyand, en die duiwel hou ons besig met daardie met daardie gedagtes, met daardie dinge so dikwels. En daarom sê Paulus wanneer hy met ons praat oor gebed, ons het gepraat oor ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, net teen die bose geeste in die lig. En daarom sê vir ons moet 'n gebedsenergie handhaaf. Ons moet kragtig wees in ons gebed, want ons geveg, ons stryd is teen die bose geeste in die lig. Nou hoor nou. En ons moet dit altyd onthou dat die duiwel fokus al sy krag, al sy inspanning om gebed te staan. Want as hy daar geseëvier het, as hy gebed kan keer, as hy dit kan blokkeer, dan het hy gewen. As hy vandag my kan keer om nie in my binnekamer voor die Here te buig nie, het hy daardie dag vir my oorwin. Hy het my hele dag gereëneer. En ons moet nie sê dat ons nie bewus is daarvan nie, want baie keer is ons dadelik bewus van die vyand is nou besig om my aan te val. Die vyand is nou besig om my te verhinder sodat ek nie kan bid nie. Ander kere as ek daar in my binnekamer kom en ek buig voor die Here, dan is dit so asof ek in die woestyn ingestap het. Asof ek in 'n droë plek is waar daar nie vir my verkoking is nie. Dit voel so half asof ek leeg is en ek kan nie deurdring tot die Here nie. Dit is wanneer die duiwel aktief besig is om ons gebed te staan, om ons poging om te bid, om dit te staan. En wat gebeur? Dan gee ons maar oor aan hierdie wanorde. My dag begin moeilik. Ek het dalk 'n bietjie te laat opgestaan. Ek het nie nou tyd om binnekamer toe te gaan nie. En ewe skielik word ek oorgegee aan hierdie chaos van hierdie dag. En ek word oorgegee aan al die wanorde. Want uiteindelik gaan dit maar daaroor en dis miskien bietjie hard en moeilik om te hoor en te luister en selfs eerlik te wees te hoor, maar eintlik gaan daaroor dat ek te lui was dalk om op te staan vanoggend. Dalk was ek vanmiddag of vanaand wanneer ek voor die Here gaan buig, was ek te lui gewees. Ek het gedink, ag, ek sal dit op 'n ander keer doen. Sal dit 'n ander dag doen en dan oorweldig die duiwel my. Onthou Paulus het gesê ons daar moet 'n gebedsenergie wees, daar moet 'n oefening wees. En as ek te lui is om my geestelike oefening te doen, dan moet ek weet dat ek gaan struikel.
omdat ek weet dat ek gaan val. Nou, omdat ons weet dat daar vir ons teestand is, wat ons gelees dan Rigters net die geruis, die geraas, die geluid van die boogskitter by die water, by daardie plek van verkoeking, nê, omdat ek weet dat daar teestand gaan wees in my gebedslewe, moet ek ywerig en vasbeslote wees. Ek moet regtig en hier kom nou die ding in van hoe dit moenie pligpleging wees nie. Ek moenie gou-gou gaan vinnige ietsie lees en dan maar net gou-gou bid sodat die Here happy kan wees, nie verstaan? En sodat ek my gewete kan sus nie. Ek moet soos 'n soldaat wees wat waak oor 'n stad. Want daardie soldaat, as hy nie waaksaam is nie, die stad, die oorlewing van die stad hang van hom af. En dis hoe waaksaam ek moet wees wanneer ek bid. In Markus 13:37 sê Jesus en hy sê dit vir sy disippels, maar hoor nou, hy sê en wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. Ons moet wakker wees. Openbaring 2 daar by vers 5 lees ons hierdie woorde: Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Wanneer ons onverskillig raak, wanneer ons moeg raak om te bid, wanneer ons bewus raak dat ons nie meer daardie gebedsenergie wat ons moet hê, wanneer ons dit nie meer handhaaf nie, wanneer daar nie meer vir ons vreugde in ons binnekamer te finde is nie, wanneer dit 'n droë plek word, wanneer dit 'n plek word waarheen ek gaan om my plig verstaan na te kom in steede daarvan dat dit vir my 'n plek is waar ek my gebedsenergie kan laat toeneem, waar ek my geestelike krag kan laat toeneem. Wanneer dit met my gebeur, wanneer ek in sonde is in my lewe, wanneer ek onboetvaardig is en ek wil nie bely nie, dan moet ek onthou waarvan ek kom. Gaan terug. Onthou, 'n week terug, 'n maand terug, was ek in so kosbare verhouding met die Here gewees. Ek was so naby hom gewees. Wat het gebeur? Een mooi koortjie wat ek nou gekry het, skryf hy sê, "O stars of heaven that fade and flame, O whispering waves below, was earth or heaven or I the same a year ago?" En dan sê hy verder, "The stars have kept their home, the stars have kept their home on high, the waves they wanted flow. The love is lost that once was I a year ago." Hy moet onthou waar ek vandaan kom. En dis goed as ek as kind van God in sonde, miskien 'n sonde ontdek in my lewe wat die Here vir my openbaar en dan onthou maar die Here het my siel gered. Maar ook is dit belangrik om te onthou dat wanneer ek hierdie gebedsywer verloor het, wanneer ek nie meer lus is om te bid nie, moet ek onthou dat daar 'n tyd was toe ek die Here gedien het, toe my geestelike oefening nagekom het en ek geywer het vir die Here en hoe die Here my geseën het om daai dinge weer in herinnering te roep. En die oplossing daarvoor is eintlik, hoor nou, liefde. 1 Johannes 4:19 lees ons het hom lief omdat hy ons eerste liefgehad het. Dis die enigste oplossing. Daardie liefde vir die Here moet weer in my hart aangewakker word. Want is tog nie ter wille van
my voorbiddingslysie wat ek in my binnekamer gaan nie. Dis tog nie ter wille van een of ander pligpleging dat ek daar in my binnekamer in gaan nie. Ek gaan in my binnekamer in sodat ek gemeenskap kan hê met die Here. Dis hoekom ek daar is. En daarin moet ons liefde vir die Here weer aangewakker word. Hoekom bid ons nie? Hoekom wil ons nie stry in gebed nie? Hoekom wil ons nie stry in ons binnekamer nie? Want ons liefde vir die Here het getaan. Nou wil ek dink net so daaraan. As jou liefde vir die Here getaan het, jou liefde vir die Here nie was of is vandag wat dit 'n jaar terug was, dan beteken dit dat jou verhoudings met jou familie en jou vriende en jou man en jou kinders of jou vrou en jou kinders skade ly. Want jou liefde vir God ly skade. So kom ons vra die Here. Here, gee my 'n vars, 'n nuwe vervulling met u Heilige Gees. Maak hierdie trae hart van my weer opgewonde vir my binnekamer, opgewonde vir daai stryd, vir daardie moeite, nê, om in te gaan en stil te raak. Maak my hart weer opgewonde om die openbaring van u liefde te sien. En die Here doen dit. Hy sê dit van ons in Romeine 8:26 en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Dominee, ek weet nie meer wat om te bid nie. Gaan, want die Gees van God sal my help. Iemand het gesê, men, dis nou mense, men ought always to pray. So mense moet altyd bid. En dan gaan hy verder, and although faintness of spirit attends on prayer like a shadow. In ander woorde, hierdie swakheid van die Gees is soos 'n skaduwee wat oor jou gebedstyd hang die heeltyd. Jy wil nie, jy's nie lus nie, jy kan nie, jy het nie energie nie, jy het nie krag nie, jy het seer in jou hart, jy het woede, jy het stryd, wat dit ook al mag wees. Hoor nou, hy sê, en ek gaan nou weer bietjie terug, and although faintness of spirit attends on prayer like a shadow, men ought not to faint. Want dan word ons nie terugstaan, omdat ons vlees nie gewillig is nie. Dis juis wanneer ons moet ywer. Ek onthou jare terug toe ek 'n bietjie rugby gespeel het daar by die rugbyklub. Dan doen ons nou fiksheid en dan hardloop jy jou grondtrend uit, nê. En dan as hardloop jy so, dan stop jy vir 'n oomblik om net jou asem te vang en dan sê die coach altyd gesê, nee, nou dis juist nou wat jy so moeg is, nou moet jy deurdruk. Nou moet jy nog 'n keer gaan en nog 'n keer oefen en ek dink baie van ons rugby spelers, sport persoonlikhede sal daai selfde ding vir jou sê, dat wanneer jy op jou moegste is, dan moet jy aangaan en jy moet weer nog 'n tree voorsit. So, ons moet dit altyd onthou dat die grond waarin gebed wortel skiet, wat vrug dra, is 'n lewe van ononderbroke gemeenskap met die Here. Dit is daardie lewe waar my oë altyd op die Here is. En hier kom 'n belangrike ding wat ons moet begryp. Ons sal nooit, hoor nou, ons sal nooit waarlik die volle krag van gebed begryp
totdat ons in ons omstandighede in steede daarvan, want ons menslike instink is om na die menslike te gryp. Maar wanneer ons instink deur God verander word, ek wil amper sê dat dit by ons 'n goddelike instink raak om eerstens na hom te kyk en eerstens na hom te roep en om die wêreld en die vlees en mense en omstandighede te vergeet. As ons eerste instink is om tot God te bid, dan gaan ons waarlik besef wat se krag daarin gebed is. Dan sal ons weet wat dit is om te bid. Filippense 4:6 skryf Paulus en hy sê wees oor niks besorg nie. Dan dink ek ag Paulus, dis mos net maar maklik vir jou om dit te sê. Maklik vir hom te sê wees oor niks besorg nie. Jy's Paulus. Jy's wil sê die bekende Paulus. Jy groot dele van die Nuwe Testament vir ons neergepen. Hoor nou, maar gaan verder. Hy sê maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Wat sê hy? Hy sê moenie worry nie, gaan bid daaroor. Moenie beklei nie, gaan bid daaroor. As ons dan met iets wil beklei of met iemand wil stry of wil moeite hê of kom ons doen dit in ons binnekamer. Kom ons beklei en ons stry in ons binnekamer. Ons sorteer ons eie onsekerhede en stryd en al daardie dinge uit in ons binnekamer. Want dan gaan die Here vir ons die oplossing gee. Ek het 'n gesprek nou die aand met iemand gehad en daar's 'n vraag uitgekom en terwyl die persoon die vraag vra, begin hulle redeneer daaroor en is soos op okay, ek het eintlik myself klaar beantwoord. En dit is wat ons in ons binnekamer moet doen. Nie om met myself te redeneer nie, maar om met God te redeneer. Onthou as ek laasweek of die vorige keer het ons gesê ons moenie stoei met die probleem nie. Ons moenie stoei met die oplossing nie. Ons moenie stoei met die belofte nie. Ons moet stoei met die een wat die belofte gee. En met respek, nie stoei nie. Maar dis waar ons fokus moet wees. Met die een wat die belofte gee. Wanneer die oë op die Here gefestig is, wanneer ek die wêreld en ek vergeet van mense en ek vergeet van om my hoop op mense te plaas, wanneer my oë gefokus is op die Here, dan word my lewe 'n lewe van ononderbroke gebed. As my instink verander van 'n menslike instink na 'n goddelike instink, dan word my lewe 'n ononderbroke lewe van gebed en gemeenskap in die Here. Hoor, en ek sluit nou hiermee af. Psalm 105:4. Vra na die Here en sy sterkte. Soek sy aangesig altyd deur. Amen. Nou ons gaan nou die geleentheid gebruik om so 'n bietjie saam te bid. Gebruik julle ook die geleentheid en mag die Here julle kragtig seën. Hemelse Vader, baie dankie dat ons maar net weer eens bewus gemaak geword het van hierdie stryd waarin ons gewikkeld is as die kinders. Here, en dat ons nie sal terugdeins wanneer dit moeilik raak nie. Wanneer ons nie sal terugdeins wanneer die sorge van die lewe ons probeer weghou en uithou uit ons binnekamer nie.
Maar Here, dat ons sal fokus en dit sal doen. Here, help ons om die stryd te kan stry, help ons om die modus operandi van die duiwel raak te sien en dat ons lewens sal rig, o Here, sodat U alleen verheerlik sal word. Dankie Here, al die lof, al die eer en al die aanbidding, o Here, kom U toe, want U is lofwaardig. U is verheerlik in die naam van Jesus Christus. Amen.